Skus, môre almal. Ek kyk na daai oorlosie, maar hy's bietjie agter. So ek skuld julle 2 minute, hoor. Ek sal vinnig preek. Welkom vanmôre. Dis 'n voorreg dat ons saam in die Here se erediens mag wees op hierdie lang naweek van Vadersdag ook. Daarom ook van my kant af vir al die paas, oupas en ooms hier tussen ons. Baie geluk en dankie vir die werk wat julle in julle gesinne insit. Ek wil net kyk, is Martie hulle nou al binne? Nee, hulle is nou nog nie. Ag Stefan, roep net gou vir Connie hulle, want ek dink dis net 'n paar paas wat dalk nou gemis is. Daar sê, kom staan net gou hier voor Connie en dan weet ek nie waar's Martie nie. Is daar dalk 'n papa wat vanoggend gemis het om 'n lekker geskenkie te kry van die vrouens af? As jy nie een gekry het nie, asseblief, wys net vir ons met jou hand, dan kan jy ook soos 'n goeie getroue motoris op Suid-Afrika se paaie vir jou weer 'n lisensie gaan uitneem. Asseblief, wys net vir ons of iemand van julle dalk oorgeslaan is. Die boere, julle kan maar vir julle trekkers en julle trokke ook maar een vat. So, hier is nog baie oor. Dan het Roelof gevra, hy wil sommer net namens die kerkraad en die gemeente net 'n woordjie praat. Desmond, ek sit maar net daai mic aan. Liewe broer en suster, u is seker almal bewus daarvan dat die dominee afgelope week verjaar het, en ek is seker u het almal vir hom gebid by daardie geleentheid. Dit is my aangename voorreg vanoggend om namens die kerkraad en myself en familie ook vir die dominee baie geluk te sê met sy verjaarsdag. Dis nou so 'n bietjie laat, maar liewerster laat as nooit. En daarom het ons dit goed gedink om net 'n paar woorde te sê by hierdie geleentheid van sy verjaarsdag. Dit is ook so, vriende, dat ons Vrydag in Bloemfontein was, in Bloemfontein Harry Smit was, en dat ons al daar die ringsitting en die stigting en konstitusiering van die nuwe ring waarin ons nou deel is. Die Dome sal meer daarvan sê, maar ons is baie dankbaar ook vir dit wat hy daar gedoen het. In hierdie verband is dit 'n geval van, hy is nou die sielstigter en sekretaris van daardie ring. Hy het regtig waar baie hard gewerk, en dit wat ek nou vanoggend gaan sê, ter ondersteuning ook van sy verjaarsdag, wil ek dit vervat in die woorde wat ek vir hom gegee het, toe hy Dinsdag verjaar het, naamlik Romeine 12 vers 11, wat sê, moet in jou toewyding nie verslap nie. Dien die Here. En dan vers 21, vers 12, wat sê, verbly jou in die hoop. Wees altyd dankbaar, en op die einde van daarvan volhard in die gebed. Dominee, baie geluk met jou verjaarsdag, baie dankie vir dit wat jy vir die gemeente doen, en baie dankie en besonder ook dit wat jy vir die Here doen. Ons waardeer dit, en ons wens jou 'n mooi nuwe jaar toe. Baie dankie. Ek wil Roelof daarom net teregwys. Daar's een versie of een sin uit die vers wat hy gemis het, en dit is, wees altyd geesdriftig. So, dankie oom Roelof, dat oom vir ons ook 'n voorbeeld is, dat ouderdom en die jeug nie met mekaar kan vergelyk word nie, want jy kan nog steeds geesdriftig wees, al is jy al 'n bietjie ouer ook. So dankie ook vir oom hulle, vir die gemeente se seënwense vir die week. Ek het baie oproepe en baie boodskappe gekry. Ons sê vir julle baie dankie. Gemeente, dan gaan ons nou fokus en ons gaan onsself nou na die Here toe wend. Dit is hoekom ons by mekaar is vanmôre.
soos ek sal net nou iets oor die ring sê, ons sal dit by die afkondigings hanteer, maar vereers gaan ons voor die Here kom, en ons gaan hom vra om ons leeg te maak, dat ons in sy teenwoordigheid kan wees, en ons gaan dit doen met 'n toewydingslied, God is hier teenwoordig, en ons gaan so bly sit, ons gaan vers 1 en vers 3 in gebed saam sing. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte om ter Here. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemel Vader, kom nou almal nader. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. Uit die stof klink ons lof, Here God van vrede, hoor ook ons gebede. Uit die donker dieptes roep ek na die Here, luister tog na my Here, hoor my hulpgeroep aan. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan 'n loflied sing om dan ook te sê dat ons in die Here se teenwoordigheid is. Ons gaan dit staande doen en daarna bly ons ook staan vir ons geloofsbelydenis. Ons sing vers 1 tot 3 van lied 200, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed U vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee U lig ook oor ons
rede, dis U van wie ons heil verwag. Sou ek, o Heer, U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nee, Heer, U rig my wil en strewe, U woord bly my gedurig by, vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. En dan as ons die Here se goedheid nie kan pyl nie, maar hy is vir ons goed, dan kan ons vanmôre saam ook bely wat ons glo. Sê dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, gemeente. Jy kan vanmôre saam met my dan oopmaak by Psalm 121. Psalm 121, ons gaan die pelgrimslied lees. Baie bekende, baie kosbare psalm vir my in my lewe. En ek is seker ook vir almal van julle. Die woord van die Here lees dan so. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm, waar jy ook al gaan, teen alle gevare sal hy jou beskerm. Hy sal jou beskerm vir nou en vir altyd. Ons lees vanmôre so ver, dis die woord van die Here. Kom ons staan, ons buig ons hoofde in gebed. Here, met die opstaan van ons voete, doen ons dit ook in ons gees, dat ons met hierdie aksie onsself draai, onsself neig en onsself wend na U toe.
Here, dit is ook so, dat wanneer ons dit doen, dan is U baie diep intens met ons besig. En ons eer U dan vanmôre, o Vader, dat U vir ons nog 'n week gespaar het, om weer vanmôre saam as gemeente te wees, om weer uit U lieflike woord te mag lees, en dit daaruit te mag bedink wat U vir ons wil kom leer en sê. Here, ons kom vra dan ook dat die Heilige Gees nou sal kom oorneem, dat hy ons sal kom lei in die volle waarheid hiervan, en Here Jesus, dat U al die eer ontvang vir ons lofprysing, ons lofsange en die verkondiging van die woord. Mag U sentraal bly staan, en mag dit alles net oor U gaan. Dit is ons gebed in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie gemeente. Op die drempel van die tempel buite Jerusalem staan daar 'n bang Israeliet. As die Israeliet agtertoe kyk, sien hy die tempel agter hom. Hy het 'n kort rukkie gelede op die pelgrimsreis tempel toe saam met 'n klomp van sy medeburgers bymekaar gekom. Hulle het daar in die lofsange van die gemeente hulle self na die Here toe geneig en gesê, hoe lief het ons U woning, Here. Hulle het die Here se naam groot gemaak. Dit het vir hulle gegaan oor die sentrale samekoms van die gemeente voor die Here. En nou dat hierdie Israeliet buite die tempel staan, kyk hy vir die berge. En hy weet dat hierdie berge gevaarlik is. Want hy moet deur hierdie berge, hy moet deur die dale, hy moet deur die klowe terug na sy huis toe. Daar's nie 'n ander pad vir hom nie. Maar hy weet ook dat daarom elke donker plekkie en elke hoekie gevaarlik vir hom kan wegkruip. En hierdie Israeliet staan nou vanmôre tussen genade en gemors. Hy staan tussen halleluja en Here help my. Want die berge was vir die Israeliete die tekens van afgoderry. Op elke hoogte was daar 'n altaar, in elke kloof was daar 'n plek waar hulle vir die gode offers gebring het. En hierdie Jood staan vanmôre aan die begin van 'n nuwe pelgrimsreis op pad huis toe en hy weet nie wat vir hom op hierdie pad wag nie. En weet die gemeente, met hierdie psalm vanmôre kom die Here na jou en na my toe en hy kom vra vir jou en my ook. Hoeveel keer bevind ons nie onsself in die skoene van hierdie Israeliet nie? So tussen gemors en genade. Julle weet ons leef in 'n wêreld waar die berge, die klowe en die dale soms baie naby aan ons kom. Ons weet nie wat vir ons wag om die volgende hoek nie. Ons weet nie wanneer tref ongeluk ons huis nie. Ons weet nie wanneer sal 'n seldsame siekte aan ons gediagnoseer word nie. En die hartseer van die goed is gemeente, dit kan ons nie beheer nie. Ek en jy kan nie die seer en die pyn van hierdie lewe enigsins beheer nie. Wat met ons gebeur is, ons staan op die drempel van die tempel en ons kyk vorentoe en ons moet deur hierdie dal. Ons moet deur hierdie kloof. Ons het nie 'n keuse nie, ons gaan in die noutes in. Baie jare gelede was daar 'n dominee in Moreletta Park, dominee Sarel Visser. Dominee Sarel Visser het 1 jaar by ons mannekamp kom kuier. En hy vertel vir ons dat daar in die kerk altyd 3 soorte mense is. Jy kry die mense wat so pas uit 'n krisistyd uit is. Hulle het daar deurgekom, hulle het nie geweet hoe hulle dit sou maak nie, hulle is aan die ander kant van hierdie krisis, hulle loof nou die Here dat hy vir hulle uitkom gegee het. En dan kry jy 'n soort mense in die kerk wat op pad is na 'n krisis toe. En daar is sulke mense vanmôre en ons weet nie wie hulle is nie.
wat van miskien môre af dalk 'n krisistyd ingaan, en hulle gaan dan 'n tyd in waar hulle baie beproef gaan word, en waar dit vir hulle baie swaar gaan wees. Maar terwyl hulle nog nie in die krisis ingaan nie, en nog nie heeltemal bewus is daarvan nie, staan hulle tussen hierdie genade en gemorstheid. En dan het jy mense in die kerk wat bodemlose putte is. Hulle is altyd in 'n krisis. Mense wat nie meer woorde het vir die moeilikheid waarin hulle self bevind nie. Mense, as jy met hulle praat, dan vertel hulle net vir jou hoe sleg dit gaan. En dit lyk nie vir hulle asof hulle ooit uit hierdie donker stadium sal beweeg nie. En dan is dit gewoonlik mense wat vra, maar waar is die Here? Hoekom het hy van ons vergeet? Dis amper soos 'n gedig wat ek van Pierneef raak gelees het. Boerneef, hy skryf, die aarde is 'n vangkraal, en die uitkomkans is min. Dis maar altyd sulke tyd. Jy moet nou die noute in. Styfrig en holrig maak help niks. Sobat en bang oog kyk help niks. Niemand en niks help niks. Jou voorland is die noute in, want die aarde is 'n vangkraal en uitkomkans is min. Ja, gemeente, hierdie woorde van Boerneef word baie keer ons woorde. Ons gaan in tye in waar dit vir ons voel, niks of niemand help niks. Asof dit vir ons voel, ons gaan maar alleen die noutes in. Kan ek vanmôre vir u kom vra, dat ons hierdie vraag vanmôre moet beantwoord, waar kom jou hulp vandaan? Waar kry jy jou hoop? Waar kry jy die geleentheid en die moed om aan te gaan? En voordat jy vanmôre daai vraag beantwoord, hoor hoe beantwoord die psalmdigter dit. Baie eenvoudig en baie maklik sê hy, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Jy sien, wat sê hierdie digter vanmôre? Hierdie digter sê vanmôre, ongeag waarin ek en jy onsself bevind. En hier's vanmôre in mense in hierdie gemeente wat op hierdie stadium geweldige moeilikheid het. Wat dit vir hulle voel asof die wêreld besig is om toe te sak en in te gee. Ek hou van daai saksofoon. En dat hierdie psalmdigter kyk en hy sien die berge, maar dan kyk hy en hy sê, maar ek onthou vir God as my skepper. Wat die psalmskrywer doen is eintlik so oorweldigend mooi, want hy gaan terug na die skepping van Genesis 2 toe, waar God sy vingers in klei indruk, en hy vir jou en my vorm in sy hande. Hy vat ons terug soontoe. Karel Barth sê, dis die dag toe God sy hande vuil gemaak het met ons. En sedertdien was God se hande nog nooit weer skoon nie. Want die Here druk gedurig sy hande in hierdie vuil wêreld in, om mense uit te tel uit hulle gemors uit. Om mense te hervorm, om mense nuut te maak. Die Here is nie bang vir die gemors van sy kinders nie. Want ek en jy moet vanmôre weet, in hierdie wêreld gaan dit nie maklik wees nie. Ons staan baie keer tussen genade en gemors. En wat hierdie psalmskrywer sê, gemeente vanmôre vir jou en vir my, is dat ek en jy die moed moet hê om oor die drempel na die kerk toe te stap op 'n Sondag. Dat ek en jy in die kerk die Here kan grootmaak vir wie hy is, ten midde van die krisisse waarin ek is. Maar dat dit hier binne vanmôre mag veilig wees in die Here se teenwoordigheid, want hy is God en hy's goed. Maar dan sê hierdie psalmskrywer, ons kan nie hier bly nie. Ons mag nie in die veilige spasies bly nie. Die Here forceer ons weer uit na die buitewêreld toe. Hy forceer ons om weer in die gevaar in te gaan, die noutes te gaan bestyg. Die kraanse, die berge, die hoogtes. En ek wonder so baie keer by myself, hoekom worstel mense so hiermee?
Ek het die idee dat vrees mense besluiteloos maak. Dat hoe banger mense word, hoe blinder word hulle vir die Here in hulle lewens. En hoe banger mense word, hoe minder het hulle geloof aan hulle om aan vas te hou. En hierdie psalmskrywer sê vanmôre, God het nie op 'n strandhuis gaan bly en vul nou blokkies raaisels in, soos wat ons sal aftree nie. Ons moet aftree want ons word moeg. Ons moet gaan slaap want ons kan nie sonder slaap nie. Maar as jy vers 4 so mooi lees, dan sê hierdie skrywer, ek en jy kan maar rustig gaan slaap. Ek en jy kan onsself maar oorgee vir die gevare van die lewe. Hoekom? Want ons dien 'n God wat nie slaap nie. Ons dien 'n God wat nie blind staar vir ons moeilikhede nie. Ek en jy moet vanmôre saam met daai Israeliet na die hoogtes kyk van ons lewens. Ek weet nie vanmôre hoe hoog jou berge is nie. Ek weet nie vanmôre hoe geslote jou paaie vir jou voel nie. Maar ek kan vanmôre vir julle sê, dat die Here nie in hierdie wêreld slaap nie. Jy weet gemeente, daar is 'n filosoof, ek wil net by sy naam kom. Pieter Berger het eendag gesê, wanneer 'n babietjie in die aand huil, dan gaan mamma na babietjie toe en dan gaan tel sy vir baba op en dan sê sy vir baba, alles is reg my kind. Alles is reg. En Pieter Berger sê, die mamma sê nie vir daai kind daai woorde, omdat sy nie dink alles is nie reg nie. Sy sê dit vir haar kind, ten spyte van die feit dat alles nie reg is nie. Sy sê dit vir haar kind, ten spyte van dat sy nie weet wat vir hulle wag of voorlê nie. Sy sê dit omdat sy een ding het, sy sê dit want sy glo dit. As ek en jy partykeer met die moeilikheid van die lewe gekonfronteer word, gemeente, dan kom God soos 'n pa en hy tel ons op sy skoot en hy sê vir ons, alles is reg my kind. Alles is reg. Hoewel God weet ons is nie altyd reg nie. Hoewel die Here weet die lewe is nie altyd maklik nie. Hoewel die Here weet dat dit dalk vir ons 'n swaar tyd is wat voorlê of nie, maar die Here sê dit want hy weet in wie se hande ons is. En ek en jy moet dit bely dat ons in sy hande veilig is, ongeag hoe die wêreld lyk. Hierdie Israeliet wat hierdie pelgrimsreis aanvat, weet nie wat vir hom op die pad wag nie, maar hy sê, ek weet waar my hulp lê. My hulp lê by God, die een wat verder kan sien as ek, die een wat al aan die ander kant van die pad vir my inwag. Ek hoef nie die pad te ken nie, God doen. Dis nou amper 2 jaar wat my pa oorlede is. Dit was in daai tyd wat ek deurgery het Kroonstad toe. En ek het met die manne kom onderhandel. Wynand, hulle sal onthou, Dani was daar, Chris was ook daar. Ons het daar in Wynand se kantoor gesit. My pa is toe net oorlede. En is asof die Here daai dag vir my gesê het, as ek neem, sal ek weer gee. En die Here stuur vir ons as gesinnetjie na hierdie gemeente toe. En sedertdien weet ek hoe goed die Here vir ons was. Jy weet die gemeente, die berge van 'n geliefde wat jou vooruit gaan, is ongryplik sleg. Want ek vir julle sê, ek weet wat die dood aan mense doen. Maar nie net dit nie, die onsekerheid van siekte. Ek weet wat die onsekerheid van pyn aan mense doen.
En so baie keer sit ons tussen hallelujas en Here help my tye. En so baie keer weet ons nie om krisistye te beleef nie, want die wêreld sê vir ons, jy moet net sterk staan. Die wêreld sê vir ons, jy mag nie wys dat jy swak is nie. Want net hulle wat mag het, hulle wat die rykste is, hulle wat die vinnigste kan gryp, dis hulle wat dit in die wêreld maak, van die aarde is hierdie skatkis wat geplunder moet word. Kom die Here vanmôre na jou en my toe en hy sê, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. En ek en jy kan vanmôre uit elke krisissituasie uitstap. Uit elke tyd van beproewing uitstap. Soos wat Petrus sê, gelouterde tye. Waar ons besig is om gesuiwer te word. Waar die Here vir jou en my wys in wie se hande ons lê. En in wie se hande ons veilig is. Geloof is die rede dat ek en jy kan oorleef. Ek en jy kan die noutes deurgaan, want die Here los ons nie. En dis die wonderlikste realiteit van enige gelowige. Liewe gemeente, dat God 24 ure 'n dag by jou is. En dat hy saam met jou is. En dat hy jou nie los nie. Ek weet van baie mense in die gemeente wat diep gelowig is, wat vashou aan hulle geloof. Maar is nie mense wat blindelings hulle self instaar in noutes en partykeer nie die moed het om te bid nie. Dit gebeur met almal van ons. Maar is mense wat ondanks daai tye die geloof terugwen, die geloof behou, omdat God goed is. En daarom kan jy vanmôre maar die tree uit hierdie gebou uitwaag, want God is daar. Daarom kan jy vanmôre daai operasie gaan doen waarvoor jy so bang is. Daarom kan jy vanmôre jou siekte in God se hande plaas. En dit wat jou familie tref in sy hande los, want God sluimer nie in nie. God slaap nie. Hy maak sy hande vuil met ons gemors. En hy trek ons daardeur. En mag jy vanmôre as jy hier wegstap, weet dat jou hulp alleen van die Here afkom. En niemand anders nie. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, as ons baie keer deur slegte tye gaan, dan voel dit vir ons asof die maan in die aand ons net wil skade berokken, want ons kry nie geslaap nie. En dan voel dit vir ons bedags asof die son ons net wil oorweldig, want ons is so moeg, want ons het nie geslaap nie. En Here, dan is ons partykeer so geneigd om te dink, waar is U? Hoekom gaan ons deur hierdie moeilikheid en ons soek U, maar ons kry U nie? Maar Here, dankie dat ons vanmôre uit 'n pelgrimspsalm mag hoor, dat U ons nie los nie. Dat ons maar deur die noutes kan werk en beweeg, want U is al reeds daar. En as ons dit vanmôre na U toe bring en ons lê dit by U neer, Vader, bid ek vir elke lidmaat vanmôre, vir elke gemeentelid, dat die Heilige Gees hierdie hoop in ons sal vasmaak en vestig. Dat U altyd by ons is. En dankie vir daardie troos. In Jesus se naam. Amen. Julle het geleentheid om die Here te dien met julle dankoffers.
Here Jesus, ons kan maar net uit 'n klein deeltjie van onsself teruggee. Want Here, U het vir ons so baie gedoen. En ons wil vir U vanmôre dankie kom sê vir 'n geofferde lewe waar ons ook weer 'n klein offer kan teruggee. Here, ons weet dat dit nie sommer net van selfsprekend is nie. Dit is U geld, dit is U beursie. Gee vir ons die nodige wysheid ook om met daardie geld om te gaan en om dit wys te gebruik in U koninkryk, sodat U naam die eer sal ontvang. Amen. Baie dankie julle. Gemeente, dan gaan ek voort met die afkondigings. Gustaf, hardloop gou af na my toe. Ek wil gou net gesondheidslysie deur hardloop. Daar is 'n paar mense op die gesondheidslys. Soos julle kan sien, 'n lang lys van mense. Marieke het gesê ons moet daar eintlik afval. Sy is weer mooi gesond, maar ja, sy is maar deur 'n tyd van beproewing, want dit gaan met haar baie goed. Vriende, dan wil ek vra vir Tannie Jeanette Kuiter uitlig. Tannie Jeanette was nou so net na Hemelvaart, nee, nie so lank terug nie, net voor die laaste Pinksteraand verlede keer is sy gegaan vir operasie. Hulle moes hierdie spiere en darmes in haar net weer reg, staan net hier langs my, ou Gustaf, dankie. En dit lyk op hierdie stadium vir my, en Elsa sê ook, Tannie Jeanette lyk nie goed nie, sy lyk regtig nie gesond nie, sy is nog steeds in die hospitaal, en haar suurstofvlakke is besig om te daal, en hier's 'n klomp rooi gelate wat hier langs die kante uitkom, en dit lyk nie goed nie. Dink asseblief aan Tannie Jeanette, sy raak baie die mekaar ook op die stadium, so dink asseblief aan haar in julle gebede. En dan Sanet, sy is in Boitumelo, dit gaan met haar ook swaar, maar deur die genade van die Here, ek dink sy is daarom uit. Dan Driekie gaan nou, môre gaan hulle haar hele skouer weer van vooraf breek, penne uithaal en alles oordoen. Ons kan regtig aan Driekie in hierdie tyd dink. Dan Erika het so 'n bietjie 'n draai in die hospitaal gaan maak, en sy is ook weer terug by die huis. En so kan julle ook maar dink aan Louis. Louis is baie siek. Louis begin al hoe minder te eet, en sy kragte is besig om te gaan. So dink asseblief ook aan Louis in hierdie tyd. Dan ook net saam met al die siekes, weet julle nou dat oom Duimpie ook oorlede is. Oom Duimpie, wat eintlik 'n lang geskiedenis met moedergemeente het, met oupa Simon, wat vir baie jare ook die koster hier was, en oom Duimpie is ook nou verlede week oorlede, en môre gaan ons die troostdiens hier hou. Dit gaan 10:00 wees, en ek dink aan Tannie Tilly en Erik en Estel en die familie, Tannie Meisie, baie sterkte ook vir julle almal. En dan gemeente, gaan ons gou net die nuwe intrekkers heet, terwyl Gustaf hier voor is. Ok, kom ons kyk hoe deur ons sal op. Vanaf Bultfontein het ons vir Gerrit en Donay Otto. Waar is hulle? Daar in die moederskamer, sien jy hoe waai hulle vir ons? Hallo julle, vanaf Bultfontein, en dan ook hulle kinders, Emma, Mia en Alex. Ek neem aan, daar's nou so pasgeboortes ook daarin, nee. Skud maar net julle kop so. Daar sê, baie welkom aan julle daar agter in die moederskamer. Ek kan glad nie sien hoe julle lyk nie, ek sien nie die gelaat, en weet Gerrit, jy lyk nie vir my na 'n te lelike ou nie, jy lyk nogal handsome met jou gelaat, so. Baie welkom, ek weet daarom hoe lyk jy, ek was al by die winkel, so jy kan vir hulle daai gee, hou net vas. En dan van Kroonstad Noord, Tannie Cora Egan, is Tannie Cora hierso? Daar is Tannie Cora, en sy is ook in Jordania Park, kan vir Tannie Cora sommer net so gee. Baie welkom hierso by ons, Tannie Cora, is lekker om vir Tannie ook hier te ontvang. Dan gaan ek oor na die verjaarsdae toe. So die mense met die sjokoladietjies kan maar gou opstaan. Gedas sê, ons wil vanmôre vir Tannie Rina Botes geluk sê. As jy hier is, steek net jou handjie op. Daar's Rina, baie geluk Rina. Elsa, hier sit Rina. Daar is sy. En Pamela Breitenbach. Waar is Pamela? Is hulle nie hier nie?
Hou seker lang naweek. En Vilje Kraus. Is Vilje hier? Daar's Kobus, sal jy vir Vilje gee? Baie dankie. Sê vir Vilje, ons sê vir hom geluk, hoor. Hy jag seker. Dan tannie Josie Bloem, sy word 94 môre. Ons wil vir haar geluk sê. En Marina Kutse, verjaar ook môre. En Frida Himan. Ek sien hulle nie hierson nie. En dan Dinsdag, Hetty de Villiers. Sureta, daar bo sit Sureta. Dankie Tersius. En Elise van der Walt. En Charles Wilson. Daar's Charles hier in die hoek. Dankie Elsa. Woensdag verjaar Lourens. Daar sit Lourens. Sê Elsa, jy moet weer terugkom dat Lourens net sy chocolate kry. Baie geluk seun. Estie Saiman. Nie vir Estie gesien nie. En dan klein Christian. Baie geluk man. Hoop het gaan 'n mooi en 'n geseënde jaar vir jou wees. En Louis, is dit hoekom jy vanoggend in die kerk is? Jy kon kry 'n chocolate. Baie geluk Louis. En dan sal julle glo oom Sep verjaar. Hy verjaar Vrydag en kyk net hoe mooi, hy word 98 jaar oud. Ek sien hom nie vanoggend hier nie, maar ek sal bietjie vir hom net in die week gaan hallo sê. En dan tannie Magda Jordaan, is tannie Magda hier vanoggend? Ek sien haar nie. En dan tannie Hannetjie Oosthuizen. Tannie Hannetjie word 87. So dis ook nie te versmaai nie. Saterdag verjaar De Wet Steenkamp. De Wet het ek nie gesien vanoggend nie. En Leon Vergoetini. Tannie Mandy, daar's Leon. Baie geluk Leon. Dis lekker dat jy ook hier by ons is en mag jy 'n lekker verjaarsdag die week hê. Goed gemeente, dan net gevindig wat gebeur die week. As jy kyk op die program, woensdagoggend 9:30 het ons Bybelstudie en Vrydagoggend bid ons in die konsistorie. Asseblief, almal van julle word uitgenooi. Vrydag aand is dit ons karwag ete wat ons nou al so lank afkondig. En daar's 'n skenking wat in die week ingekom het. Ons wil vir die mense dankie sê. Ons kon 'n paar ekstra kombersies ook bykoop. En die van julle wat gaan help, asseblief Vrydag aand, die funksie begin 6:00. Nie 6:30 soos wat dit ons aanvanklik gehad het nie. Dit gaan 6:00 wees, want dis winter, laat die mense nie te laat uitbly nie. Dan Sondag is dit maar net weer dan gewone erediens. Dan gemeente, volg maar net al die lande waarvoor ons bid. As ek elke week hierdie goed deurgaan en ek kyk na die absolute onchristelikheid onder die mense, daar is nie eers een Christen aan wie hulle ooit blootgestel is in hulle lewens nie. Dis mense wat nog nooit van die Here Jesus gehoor het nie. Bid vir hierdie nasies, bid dat die Here vir hulle op een of ander manier sal ontmoet. Dan gemeente, gaan ek nou, ek wil net vir Eleanor en Pieter geluk sê. Hulle is nou nie hier nie, is Pieter of Daniel hier? Net om te sê, klein Hermantjie is gebore, en hy is nou letterlik na my gebore, so nou op my verjaarsdag is daar nou nie nog een wat bygekom het nie, maar dis nou maar so. Ons wil net vir hulle twee baie geluk sê met Baba Boetie wat gebore is. Gemeente Vrydag het ons Harry Smit toe gery. Harry Smit moedergemeente, sal julle nou weet, is die 3de oudste gemeente in die Vrystaat, en moedergemeente Kroonstad is uit Harry Smit gemeente uit gestig. So dis nou eintlik 'n wonderlike stuk geskiedenis dat die dogter en die moeder weer terug is in dieselfde ring in. En ook nou uit Parys-Suid uit, oom Fanie hulle se gemeente, hulle het ook by ons kom aansluit. Ons is die eerste 3 geskiedkundige gemeentes van die Vrystaat wat in 'n nuwe kategoriale ring in is. Ons het baie gedink oor die naam, en maar baie lang oorweging het ons toe nou besluit om die naam te noem die teologies kategoriale ring van die NG Kerk in die Vrystaat. So, dit is ons nuwe ring se naam. Ons moes 'n naam kry wat bietjie meer insluitend is
vir ander gemeentes wat gaan by ons wil kom aansluit, sodat ons nie, sê nou maar net, 'n ring is van die 3 gemeentes nie, maar as ander by kan inval, dan hou hulle saam met ons die naam vol. En dit is nou ons nuwe ringsnaam, die teologies kategoriale ring van die Vrystaat. Vriende, dit was nou ook so, dat van die synodale amptenare daar was, en hulle was nou eintlik nie op dieselfde bladsy as ons heeltemal nie. Hulle is eintlik dankbaar dat ons nog nie die kerk gelos het nie, en dat ons mekaar nog wil vashou, en dat ons nog van binne af goed wil verander. En toe hulle nou klaar gepraat het, toe die nuwe voorsitter, Dominee Ulrich van Harry Smit, sommer baie mooi vir hulle gesê, hierdie is ons laaste kans. As die kerk nie vinnig verander nie, ons kan nie vir altyd net so aangaan en praat nie. Ons kan nie vir altyd net op hierdie trant voort bly leef nie. Ergens moet die kerk vir ons 'n streep trek, want ons kan nie die liberale teologie en die strominge van die liberale teologie in die kerk toelaat nie. Ons is besig om die saak van die Here en die saak van die skrif weg te gooi. En ons het dit baie duidelik vir hulle gestel. Dit was eintlik net 'n mooi stigtingsvergadering gewees. Ons moes 'n klomp administratiewe reëlings afhandel. Ons het 'n nuwe beleidsdokument of 'n gespreksdokument wat ons optrek, en daai gespreksdokument gaan ons aan die kerke in die Vrystaat beskikbaar maak. Ek het nou die nodige taak om 'n artikel te skryf vir die kerkbode, artikel te skryf vir die Vrystaatse kerkkoerant, en dit gaan vir ons bietjie blootstelling bring vir gemeentes wat soos ons bekommerd is oor die toestand van sake in die synodes, nie net in die Vrystaat nie, maar ook in die algemene synode. So gemeente, dit is waar ons nou is. Die nuwe kategoriale ring is regtig 'n geskiedkundige gebeurtenis in die kerk wat nou al 350 jaar in die land is hierdie nou regtig die eerste keer dat die kerk om teologiese redes by mekaar kom, en nie net oor geografiese redes nie. So bid asseblief vir ons as ring, daar lê nou baie werk vir ons voor, nou moet die verslae begin kom, sodat die synodes kan begin duidelik sien, waar lê die verskille onder mekaar. Die verskille is nie klein, soos wat hulle wil hê dit moet wees nie. Die verskille is hemelsbreed, want ons kan nie van die Here se woord af ontwyk nie. God se woord is God se woord. En ek dink dis eintlik al wat ek moet sê. Oom Roelof, moet ek nog iets by sê? Dani, is ek reg? So ek is nou die skriba van die ring. Dink asseblief aan my, want die skriba doen al die werk, maar hy word nie dankie gesê nie. So, ek dink Ulrich gaan 'n baie goeie voorsitter wees, en ons het nou lekker verteenwoordiging wat nou gebeur het. Daar's nou iemand wat op die moderamen gaan dien, daar's iemand wat op die kuratorium gaan dien, ek gaan daar wees, en ons het nou iemand wat by die bedieninge betrokke is. So daar kom 'n behoudende stem in al die afdelings ook nou van die kerk. Dit is wat ons wil hê. Ons wil hê die stem moet gehoor word na volgende jaar toe. En ek dink dis wat ons gaan sê vanoggend. Ons gaan afsluit met 'n pragtige lied wat aansluit by hierdie woord vanmôre. Al sou die vrye boom nie bot nie, en al sou al die wingerde sonder druiwe staan, dan sê ons, nogtans sal ek juig in die Here my God. Ons gaan dit staande saam sing as 'n slotlied. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste klein, vee alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waar wat
die roebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Mag jy vanmôre weet dat jou hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen.